Goeiemôre vriende en baie welkom vanoggend by Lewende Beloftes. Jy is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans en my naam is Chanel. Vanoggend wil ek graag met julle een van die mooiste stories deel, 'n liefdesverhaal. Ongeveer 2000 jaar terug, baie bewus van sy dood wat al hoe nader en nader kruip, nog net 'n paar ure actually, het Jesus saam met die disippels in die boefretrek ingegaan, waar hulle die laaste maaltyd gehou het, 'n baie spesiale maaltyd. En dit was niks vreemds dat 'n diensknegt die gaste sy voete sou was nie. En hierdie aand was ook niks anders nie. Alles was daar, die voorsiening was gemaak. Daar was 'n beker, daar was 'n bak en 'n handdoek. En ook was daar voete, vuil, stowwerige voete. Dit was die aand voor Jesus Christus se kruisiging, ure voor sy lyding. En net voor die Pasga het een van die 12 disippels, Judas, vir oulaas met die priesters en skrifgeleerders ontmoet om hulle ooreenkoms te finaliseer, om Jesus oor te lewer. Ook op pad na die Pasga toe het 'n ewige stry onder die 12 ontstaan, oor wie die grootste en die belangrikste is. En daardie aand was al 12 disippels aan tafel saam met Christus. Lukas 22 vertel vir ons hoe graag Jesus hierdie laaste maaltyd saam hulle wou hê. Daar was eintlik so baie wat hy vir oulaas nog met hulle wou deel. So graag wou Jesus hê dat hulle voorbereid moes wees vir dit wat binnekort gaan gebeur. Hy wou hulle die sieleangs, die teleurstelling, die ongeloof, die verraad, wou hy hulle spaar. Maar selfs die woorde van droefheid, toe hy wys na sy eie lyding toe, het maar min indruk gemaak. En die twis onder die 12 het Jesus se hart diep seer gemaak. Maar toe gebeur daar iets wat niemand verwag het nie. Vriende, luister saam met my na hierdie pragtige lied en moet nêrens heen gaan nie, want hierdie liefdesverhaal eindig met 'n belofte van groot seën.
Jy is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans, Lewende Beloftes. Dit was die aand voor Jesus se kruisiging en hy het geweet dat sy uur binnekort aankom. Alles in die wêreld het stil geword toe die skepper van die heelal opstaan van die tafel, sy boekleed uittrek en 'n handdoek om sy middel gebind het. Hy kniel nie voor troon of altaar nie, maar voor eenvoudige vissers en twyfelaars. Met water in hande vol sagtheid begin hy om hulle voete te was. Nie een van hulle het dit verdien nie, vriende, nie een nie. Petrus sou hom verloon, Judas sou hom verraai, die ander sou vlug. Tog het hy elke voet aangeraak met liefde, met vergifnis, met omgee wat nie ophou nie. Niemand is ooit so belangrik en verhewe soos Jesus Christus nie, en tog was hy bereid om die nederigste werk self te doen. Hy het vir ons 'n voorbeeld van nederigheid gegee, sodat ons as sy kinders nie mislei hoef te word deur selfsug en eie belang nie, wat uit nature in die mens se hart woon. Hy het dit so belangrik geag, dat hy dit nie aan iemand anders oorgelaat het nie. Jesus, wat gelyk is aan God, het self opgetree as 'n diensknegt vir sy disippels. Terwyl hulle gestry het oor wie die belangrikste is, het hy, voor wie elke knie eendag sal buig, en vir wie selfs die engele graag dien, afgebuig en hulle voete gewas. Selfs die voete van die disippels wat hom sou verraai en verloon, het hy gewas. En nadat hy die disippels se voete gewas het, hy vir hulle gesê, ek het julle 'n voorbeeld gegee om net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Vriende, Christus het 'n doel hier gehad. Hy het nie geweier om hom, wat hy geweet het, 'n verraaier sou wees, te bedien nie. En dit bring my by ons Bybelbelofte vir oggend, Johannes 13 vers 17. As julle hierdie dinge weet, salig is julle, as julle dit ook doen. Jesus, ons geduldige verlosser, gee vir elke sondaar so baie geleenthede om hom te leer ken, tot bekering te kom en van sonde vrygemaak te word. Dit is vir ons 'n voorbeeld. As ons dink iemand doen iets verkeerd of glo verkeerd, dan moet ons nie van hom af net wegdraai nie. Ons moet nie koud of onverskillig wees nie, of hom laat aanhou struikel of in sonde laat bly nie. Jesus doen dit nie so nie. Ons moet dit ook nie so doen nie. Hierdie woorde van Jesus in Johannes 13 vers 17 gee hy direk na hy die voorbeeld van diensbaarheid en nederigheid gegee het. Vriende, hierdie belofte leer ons dat daar 'n ware seën is en geluk is, wanneer ons nie net weet wat reg is nie, maar ook daarvolgens lewe. Innerlike reinheid, vergifnis, liefdevolle nederigheid. Salig is julle, as julle dit ook doen. Ware geluk, vriende, lê nie net in kennis nie, maar in die praktiese uitleef van Christelike liefde. Ek wil jou graag uitnooi. As jy dieper Bybelstudies verlang of dalk het jy 'n vraag oor die nagmaal, asseblief kontak ons awrafrikaans.org of stuur vir ons 'n WhatsApp 060 248 1172 060 248 1172. Maar vriende, daar waar jy nou is, kan ek asseblief vir jou bid. Ons hemelse Vader, dankie Here dat U ons liefhet met ware liefde. Dankie Here dat Christus neergebuig het om sy disippels se voete te was, selfs die wat hom sou verraai en verloon. Wat 'n wonderlike voorbeeld van nederigheid en genade. Here, leer ons asseblief om ander te dien soos wat U gedien het. Om nie net met woorde van liefde te praat nie, maar dit ook te wys deur dade van vriendelikheid, vergifnis en nederigheid. Vader, reinig asseblief ons harte van selfsug en trots. Vul ons met die Heilige Gees, waar ons die vrug van die Gees kan dra. Maak ons gewillig om die minste taak met die grootste liefde kan verrig. En Vader, mag die Heilige Gees ons herinner aan hierdie belofte. Gelukkig, geseën is die een wat hierdie dinge weet en ook dan doen. Dit is my gebed vanoggend in die naam van Jesus Christus. Amen.
Totsiens.